Pinkster. Dis daardie saak, daardie gebeurtenis wat my lewe totaal verander het, opgewek het. Ek het my hart en lewe vir die Here Gees, as jong kind, ons op moeder skoot, leer, ons ma, en dit was net wonderlik, fantastiese lewenspad. Dankie Here. En toe in die hoërskool, toe het ek 'n jeugkamp bygewoon, daar het ek die invulling met die Heilige Gees 'n deelagtig geword. Ek kon nie langer stil bly nie, ek moes praat, ek moes vertel, ek kan nie stil gebly het nie. My lewe het verander, die heerlikheid van die Here op 'n ander manier. En ek praat met jou oor Pinkster. Pinkster het op Pinksterdag duisende mense se lewens verander. Oor die eeue het dit baie mense se lewens verander. Pinkster word gesien as die geboorte van die kerk na die Paaslam wat sy lewe vir ons gegee het, is die Heilige Gees in ons ingeblaas. Dis soos die skepping van die mens in die tuin van Eden, en nadat God hom geskep het, hy self asem in hom ingeblaas. En so is dit ons beurt, nadat die lam ons vrygekoop het. Die lam is Jesus Christus, die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. 50 dae daarna is Pinksterdag. Die woord Pinkster beteken eintlik net 50, Pentekoste. Dis die getal 50 in die oorspronklike taal. 50, en toe is die Heilige Gees op hulle uitgestort, en die kerk het vlam gevat, en is oor die wêreld versprei, en daar is duisende, miljoene Pinkster, Heilige Gees, tale pratende Christene, gelowiges in die wêreld, wat duiwels uitdryf, en siekes gesond maak, blindes laat sien, en dowes laat hoor, deur die krag van God, wat deur hulle werk, want Jesus genees nog vandag. Die wonderwerk het nie opgehou, toe hy opgevaar het, hy doen dit nou deur die duisende mense, miljoene oor die wêreld. Ek wil dit koester, I want to cherish it, maar ek wil vir jou 'n bietjie vertel van God se teenwoordigheid, sy Heilige Gees krag. Ek wil vir jou sê, raak bewus daarvan in 'n groter mate, bid vir die uitstorting van die Heilige Gees meer as van tevore. Die Bybel sê in die Ou Testament het God homself op baie maniere geopenbaar. Ons lees daarvan in die Ou Testament, toe die volk Israel uitgetrek het uit Egipte land uit. Toe het God saambeweeg in 'n wolk en in 'n vuur. Dis in die Nuwe Testament ook so. As hy sou jou doop met die Heilige Gees, dan is die vuur, dag en nag, saam met jou. As jy iets koop by die kitskoswinkel, dan wil jy die persoon aan die ander kant evangeliseer, want die vuur is binne in jou. As jy oor die telefoon praat, wil jy met iemand praat. As jy in die mall stap en jy sien iemand op die bankie sit, wil jy hom vra of jy hom kan van Jesus vertel of hy sy saak met God reggemaak het, want die vuur is op jou lewe. In die Ou Testament sê die Bybel dat God het homself openbaar op verskillende maniere. Onder andere was daar 'n wolkkolom toe hulle die tabernakel inwy, toe die vuur en die wolk het binne daai tabernakel ingegaan, want dit was die tempel, die gebou, die tentwoning. Vandag is ek en jy die tentwoning, hy wil binne jou ingaan, wil jy nie daarvoor bid nie. Jy kan 3 goed dalk doen nie om het te verdien nie, want niemand kan het verdien nie, maar daar is iets wat jy wel kan doen, en toch is daar niks wat jy kan doen nie, want dit is 'n act of God, waar jy kan bid, en jy kan by die kerk by mekaar kom, want dikwels gebeur dit wanneer mense by mekaar kom, in my geval by 'n jeugkamp, by my mammie se geval by 'n vrouekamp, en vir baie mense is dit in die kerk. Jy kan jou by mense sit, in die geval van die Pinksterdag, 50 dae na die Paaslam geslag is, was dit in die bovertrek, toe daar 120 mense by mekaar was, is hulle gevul en gedoop, en daar is 120 vlamme op elkeen se kop, en hulle steek die wêreld aan die brand. Jy kan jou by mense gaan sit, gaan voeg, en saam beginne bid, en jou hart eendragtig maak, en uit die boks uitklim. Jy kan dit doen. Luister na die vorige boodskap, nommer 1, nommer 2, en hierdie is nommer 3 oor Pinkster. En weet jy wat gebeur, toe hulle 'n nuwe tabernakel, toe hulle hom vervang met
met 'n fisiese gebou in die Ou Testament. Eers het God sy vuur in daai tent ingetrek, hy het voor hulle en agter hulle beweeg, maar hy het nie so seer binne hulle gebly nie. En toe bou hulle 'n gebou, Salomo wy dit in, en die Bybel sê in 1 Konings 8 vers 10, en toe die priesters, want daar was mos priesters. Vandag is ek en jy die priesters, die Bybel sê ons is sy priesters. Hy sê, julle is 'n priesterlike volk, sê die Bybel, 'n heiligdom, 'n koninklike priesterdom, sê die boek Petrus, en nou sê die Bybel in 1 Konings 8 vers 10, en toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis vervul. Daar die fisiese gebou van baksteen en klip, die wolk het die huis vervul. Vervul beteken vervul. Vervul beteken elke hoekie, elke gaatjie, elke kantjie onder die bank, bo die tafel, agter die lamp staan, vervul. Dit het met my gebeur, toe ek op 'n jeugkamp was, toe stort God sy gees op my uit, saam met 'n klomp ander jong mense, en hy vervul my. Het ek foute na dit gemaak? Ja, ek het, en ek treuriglik, moet ek sê, dis die waarheid, ek het foute gemaak, skandelik, ja, ek het, maar sy gees het my nie verlaat nie, halleluja, sy bloed het my gewas, halleluja, halleluja, en die Pinkster het in my hartpos gevat, elke goekie, elke gaatjie, as ek 'n fout maak, dan oortuig hierdie gees my, en ek bely, of dit is teenoor my kinders, wat ek oortree, of my vrou, of 'n werknemer, of 'n wie ook al, en sê ek is jammer, ek is jammer, want die gees vul elke gaatjie, en die Bybel sê die wolk het die huis van die Here vervul, en die priesters kon vanweer die wolk, dis in die Ou Testament, nie staan om dienste te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here gevul. Ek het baie gesien in die kerk al, wanneer die krag van God mense vul, ek kan nie meer staan om dienste te doen nie. Ek dink dit het op Pinksterdag ook gebeur, want die mense rondom hulle het gesê, hierdie mense is vol soetwyn, ek dink hulle kon nie meer staan om diens te doen nie, in die bo vertrek, want God het daai plek geskit. Wat gebeur wanneer die Heilige Gees in iemand se lewe inkom? Ek praat met jou oor Pinkster, daai getal Pentekostey, wat net sê 50, skielik wil jy mense vergewe, skielik wil jy, as jy iets in jou pa of ma het om vergewe, waar vergewe, jou ouers vergewe, werkgewer vergewe, werknemer vergewe, jou kinders vergewe, skielik wil jy elke bitterheid uithaal, skielik wil jy net met God regmaak, want jy wil hê hierdie wolk wat binne in jou is, moet meer spasie in besit neem, en hierdie bitterheid neem 'n stukkies van spasie in, en ek moet hierdie spasie vir God gee. Wow, dis 'n gebeurtenis, bitterheid is 'n kiem, dis 'n kanker, dis 'n vloek. Bitterheid maak dood, dit vreet tot in ewigheid, behalwe as jy dit kan uithaal met 'n operasie, en ons noem daardie operasie vergifnis. En dis wat Pinkster aan 'n mens doen, jy wil vergewe. As iemand jou vloek, dan lag jy nie vir die persoon omdat jy hom haat of lelik is nie, maar dit kan nie die vreugde binne in jou demp nie. As iemand met jou lelik is, dan maak dit jou nie stil nie, van dit borrel in my, hoe dit borrel in my, as ek praat wil ek lag, as ek loop wil ek dans, ek wil sing vir die Here, ek wil praat van hom. Wat het in die Ou Testament gebeur, wanneer sy wolk huise vervul het, en die tabernakel het daar die wolk die tabernakel gevul, en God self was daar binne gewees. Die Bybel praat van die ark, verbondsark, en hy self was daar. Moses het daar met God gaan praat. Dan praat die Bybel van die gebou van klip, die tempel van Salomo, en die priesters kon nie staan om dienst te doen nie, vanweë die heerlikheid. Hoor daar die woord glory, heerlikheid. Daar's 'n heerlikheid wat op 'n mens kom die dag wat jy tot bekering kom, but there's a glory that fill your soul. Wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, niemand sal dit verstaan wat dit nie verstaan nie. Onder ons Afrikaners of Afrikaans, Suid-Afrika mense wil ek sê, is daar 'n sê ding, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Wanneer jy eers gevul is met die Heilige Gees en iemand wil met jou stry, moenie vir hom kwaad wees nie, want hy weet nie wat jy weet nie.
Maar as jy wil weet wat hulle weet, dan wil ek vir jou sê, begin daarvoor te bid. En as jy dit al deelagtig is, bid weer daarvoor, want hy wil weer sy gees oor jou uitstort en jou vervul en hervul en doop en deurweek met sy krag, soos in Handelinge hoofstuk 4, wat dit weer 'n keer gebeur het. En die Bybel sê, Petrus en Johannes het gebid, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle by mekaar was, die plek. Jy moet nou vir jou 'n plekkie kry waar jy saam met mense kan bid, die plek. Toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam, let nou op die woorde, hulle saam, jy moet mense hê saam met wie jy kom. Toe hulle gebid het, Handelinge 4:31, is die plek geskit waar hulle saam, dan moet saam, die woord saam is so belangrik. Gooi daardie geite, daardie verskille, gooi daardie denkraamwerk, daardie boksie, daai idee van elkeen in sy hoekie, gooi dit uit by die venster uit, gooi dit weg. En toe hulle gebid het, is die plek geskit, die plek, die adres waar hulle saam was, en die Bybel sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, vervul. Ek praat met jou oor Pinkster, ek praat met jou oor die uitstorting van die Heilige Gees, ek praat met jou oor krag. Weet jy, wanneer jy dit eers deelagtig is, wil jy nie meer stil bly nie. Jy is soos 'n kurkprop, druk hulle jou hier onder die water, dan spring jy daai kant uit. Jy kan net nie stil bly nie. Jy is soos 'n granaat wat hulle oopbars, en al die pitte wil uitspat. Het jy al gesien 'n granaat as hy begin bars, dan is hy ryp. Weet jy wil oopbars. Die Bybel sê in die priesters, en dieselfde verhaal word opgeteken in 2 Kronieke 5 vers 13 en 14, van hierdie tempel wat ingewy word. Jou tempel is nodig om ingewy te word, hierdie liggaam is mos nou 'n tempel, weet jy nie dat jy die tempel van die Heilige Gees is nie? Wy hom toe aan die Here en sê, Here, I want an act of God, ek wil 'n godsdaad hê, an act of God, wy hom in, Here, wy hom in, jy kan niks doen om dit te verdien nie, want it's act of God, maar jy kan jy toch plaas op 'n plek waar mense bid, saam, eendragtig. Wag vir my in Jerusalem, wag in Jerusalem, sê Jesus vir sy disippels, julle moet wag, want julle gaan met krag aangedoen word, wag, kry mense, hou 'n biddiens, hou 'n wagdiens. En die Bybel sê in 2 Kronieke 5 vers 13, toe die trompetblasers by die inhuldiging van hierdie gebou, aardse gebou en sangers almal staan eensstemmig, weer die woord eensstemmig, en weer die woord almal, en weer die woord saam, dis so opeenhoping van woorde, almal, saam, eensstemmig, begin om die Here te loof en te prys, en hulle stem verhef met trompette, met simbale. God hou van geesgevulde musiek. Ek hou van rustige musiek, en ek hou van dansmusiek in die praat van geestelike dansmusiek, nou nie van hierdie wêreldsdanse nie. Ek hou van opgewekte musiek. Ek kan sing op berge en in dale, overal is God, en ek kan sing, ek sal juig, en ek kan sing, I speak Jesus. Ek kan sing, glory, glory, hallelujah. Maar toe die belangrikheid is nie wat jy sing, wat se dinkie en noot nie, die belangrikheid is in eensstemmigheid. Jou hart moet saamsmelt in aanbidding. Jou hart moet saamsmelt, geesgevulde aanbidding. En die Bybel sê toe hulle eensstemmig begin om die Here te prys en met loof die Here, met trompette, met simbale, met musiek en sing, pastoor, ek hou nie van simbale, weet jy wat, daar breek jy die eensgesindheid in jou hart. Nee, jy moet saamsmelt, saam. Almal, en toe hulle saam smelt met hierdie instrumente en loof die Here, want hy is goed, hy leef tot in ewigheid, is die huis van die Here, vervul met 'n wolk. Wil jy nie hê jou huis, jou tempel moet gevul word nie? Gevul met 'n wolk, en die priesters kon vanweer die wolk nie staan om diens toe nie. Daar staan dit weer in die Bybel, 'n ander boek in die Bybel, 'n ander vers. Priesters kon nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis gevul, die wolk. Ek lees in Jesaja van 'n wolk of 'n skudding wat plaasgevind het. Die Bybel sê in Jesaja 6 vers 4 in die boek Jesaja, die drumpel het gebewe. Wanneer God 'n plek vul, dan is daar bewing, daar is 'n skudding. Toe ek gevul is met die Heilige Gees, dan val 'n mens op jou knieë, jy begin in tale te praat, jy's jou hande is in die lug, jy begin te dans of jy begin te spring, daar's 'n skudding in 'n tempel wat gevul word, daar gebeur iets, daar loop trane, daar's 'n beweging, jy weet jy's gevul, jy twyfel nie of jy gevul is nie, almal het geweet, God het op die berg Sinaï neergedaal en daar was 'n wolk op daardie berg, almal het geweet die tempel van Salomo is gevul, want daar was 'n wolk wat in die tempel
tempel ingetrek het en die priesters kon nie staan vanweë om diens te doen nie. En Sinaï is die plek geskit. En Jesaja staan daar, die drumpelposte het gebewe, Jesaja 6 vers 4, en die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Rook is hy mis wat intrek, hy digte wolk. Het jy al in 'n kerk gestaan? Ek neem nou die dag 'n sensus in my kerk deur die opsteking van hande op. 'n Sensus in die sin van net vrye vraag wat ek vra. Wie van julle het al 'n kerkdiens bygewoon en het vir jou gelyk of daar 'n wolk in die kerk hang? Ek was nogal verbaas om te sien dat 'n heel party klomp mense hulle hande opsteek. Jy sien, nou wanneer jy in die geeswêreld kyk, sien nie almal dit altyd raak nie. 'n Wolk wat daardie plek vul. Ek het dit al vele geleenthede gesien. 'n Wolk wat 'n plek vul. En Jesaja sê ek het dit gesien. Jesus self het gebid, sê Lukas. En toe hy gebid het, Lukas 9:29, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. Wanneer mense die invulling, 'n aanraking, 'n beweging van die Heilige Gees, 'n kragtige vervulling en 'n invulling en 'n beweging het, dan word 'n plek geskit en mense se gesigte verander. Jy lyk anders, jy praat anders, jy vertel anders, dit borrel hier in my. Die Bybel sê van daardie verhaal verder, en daar was 2 manne in gesprek, terwyl Jesus op die berg was, terwyl hy bid, terwyl sy voorkoms verander het, en hy was nie alleen nie, hy was op die berg, hy was by 'n adres, en daar was mense saam, dan Petrus en Johannes, en Elia, sê die Bybel, en Moses was ook daar, en hulle het in heerlikheid gespreek. Wanneer 'n mens gevul is, begin jy praat, jy sal weet of jy gevul is. Ek lees van hierdie lig, van hierdie wolk, van hierdie heerlikheid, van hierdie skudding. Ek lees dit in Handelinge 9. Toe Paulus tot bekering gekom het, hy was Saulus, toe val hy van sy ryding af, hy val op die grond neer, en die Bybel sê, 'n lig het hom omstraal, 'n lig, en 'n stem het met hom gepraat. En nou wil ek sê, van dat ek weet, omdat ek weet, dat jy is lief vir die Here, jy het liefde vir medemens, want jy vergewe jou medemens, wil ek vir jou bid, laat die Gees jou wese vervul, en jou wese deurweek, want die woord van die Here sê, ons is nou sy tempel. Het jy dit gelees in Korintiërs? Ons is sy tempel. Kan ek dit vir jou lees? Wil jy graag hê ek moet dit vir jou lees, dat ons nou die tempel van die Heilige Gees is? Hy sê in Korinte hoofstuk 3 vers 16, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. Wow! En toe hy op daardie dag by my intrek, my mammie was 'n skugter, maar ook 'n teruggetrokke mens. Ek was in die laerskool, maar toe sy terugkom van haar vrouekamp af, toe moes ons almal in die sitkamer sit, en sy het vir ure en ure vertel tot ou nag van die dienste en die heerlikheid. En sy het nooit opgehou praat nie, tot haar sterfdag toe. Het sy nooit opgehou praat nie, vertel, getuig, dienste gehou, bidure, selgroepe gehou, by die kerk het hulle haar vir hulle geleenthede gevra om op te tree, was betrokke in departemente, het sondagskool gegee, sy het nooit opgehou praat, en as ek my mammie gebel het, het ons koortjies gesing oor die telefoon vir mekaar. Hoe verlang ek daarna? En ons het in die woord gesels, want dit was ons taal, en dit is my taal nog. Toe ek gevul is met die Heilige Gees, toe moes ek vertel, ek onthou ek het vir die oom oor die pad gaan vertel, of sy saak met God reg is, toe sê hy, ja, toe sê ek, hoe weet hy, toe sê hy is 'n ouderling in sy kerk, toe dink ek, joh, is dit hoe mens weet of jy gered is? Toe sê ek, maar oom, is dit dan hoe mens weet? Toe sê hy, ek het my Bybel al deurgelees, dis hoe hy weet, hy het sy Bybel, toe weet ek, die oom is nie gered nie, hy weet van Jesus. Weet jy, as jy gevul is, kan jy nie meer stil bly nie, jy wil gaan vertel dat Jesus red. Jy wil vertel, dis hoe jy weet, as jy nie seker is vandag nie, dan is jy nie seker nie, dan weet jy is nog nie gevul met die doping in die Heilige Gees nie. Jy het jou hart vir die Here gegee, jy's 'n gelowige, ek wil jou aanmoedig, daar's 3-4 goedjies wat jy kan niks doen om dit te verdien nie, maar jy kan tog bid, immers. Jy kan tog na mense toe gaan en sê, kom ons bid daarvoor, want dit het dikwels gebeur wanneer mense, dit het gebeur wanneer mense gebid het, dikwels.
telkens, ek weet van mense wat al in hulle kar gedoop is met die Heilige Gees, maar jy kan bid daarvoor, hou aan met bid tot daar die helder lig deurbreek. En toe ek gevul is as jong seun, het ek my onmiddellik laat doop, ek kon nie stil bly nie, ek kon nie meer wag nie, ek het na my pastoor gegaan en gesê, ek moet gedoop word. En hy het dit vir my verduidelik, en hy het my gedoop, kort daarna in die kerk, in die doopbad, by wyse van onderdompeling, soos wat die Bybel dit voorskryf, en God ons dit leer, en ek was nooit ooit weer dieselfde nie. Laat jou doop, en jy sal groei, deurdat jy jou laat toerus. Jy kan by 'n plek uitkom, en jy kan uit die boks uitklim en sê, God doen dinge anderster, as wat ek dalk groot geword het. Daar is plek vir iets anders, daar is plek vir krag. Ek seën jou, dankie dat jy hierna geluister het. Here, ek bid vir elkeen wat sê, bid vir my, wat nou sê, vir my ook, ek bid vir jou ook. Ja, ek bid vir elkeen, Here, vul hulle, ek sien die moontlikheid, ek sien 'n 10, ek sien mense wat sê, ek wil, ek sien mense wat honger is vir die woord, gee dit vir hulle, doop hulle, kitalaborebendia, met die Heilige Gees, amen, amen. Ek weet jy het hierdie woord ontvang. Wil jy graag meer leer oor die woord? Skryf in by ons Bible Keys University, waar jy gaan leer vir 'n pastoor, vir 'n evangelis, vir 'n sendingwerker, vir 'n beraader. Jy gaan meer weet van die profetiese gawe. WhatsApp die woord inligtingsblad, en ek stuur vir jou die inligting rondom dit. Ja, WhatsApp net die woord inligtingsblad, en ek stuur vir jou die inligtingsblad. Dan weet jy alles rondom dit, en jy kan inskryf, en dan registreer ons jou by hierdie Bible School University. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie. Geesgevulde. Tot volgende keer hoor. Bye.